Goeiedag. Vandag, nadat ons gister en eergister daarna kon kyk hoe ek alleen tyd met God moet spandeer, sodat ek in die eerste plek vrede kan maak met wie ek is voor God, en in die tweede plek dat ek die blydskap mag ontdek wat ek in Christus is. Nie uit myself uit nie, maar uit Christus alleen is daar die blydskap vir die dag wat ek het, soos Filippense 4 vers 4 ons leer. Maar Filippense het ook 'n ander gedagte dat ons in die Here krag ontvang. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. En daarom lees ek vir ons verder uit Lukas hoofstuk 6, en vandag lees ek net vers 13, wat op 'n besondere manier vir ons sê, nadat die Here van die berg afgekom het, gebeur die volgende in vers 13. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep, en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. Henry Nouwens, die Rooms-Katholieke priester waarvan ek reeds die eerste dag gepraat het, is 'n gedagte wat hy nogal noem, dat ons moet begin by alleen wees. Alleen wees met God. Dat hierdie alleen wees met God uiteindelik oorgaan op 'n besondere gemeenskap hê. En hierdie gemeenskap hê, beteken dat hierdie gemeenskap iets is wat ek na buite moet gaan soek. As ek in my alleen wees met God vrede vind, met myself en met my verhouding met God, is daar in die tweede plek daardie blydskap wat ek ontdek, dat hierdie blydskap iets is wat ek moet gaan uitleef. Dit is nie iets wat ek vir myself kan hou nie. Soos die vreugde vind in my dogter weggee by daardie kansel, is daar die vreugde dat ek haar vir iemand gee wat ek met my dogter vertrou. Is daar in die woorde van Lukas dat die Here Jesus het afgekom en hy het sy disippels gaan opsoek. Hy het hulle wat hom gevolg het en wat met hom gedeel het, iets besonders gaan deel. Die vrede wat hy het en die blydskap wat hy het. Maar hierdie ding is ook dat gemeenskap beteken dat ek nie net myself moet gaan vergewe nie, maar ek moet ook ander vergewe. Dis kerk. Dis deel van gemeenskap wees in my huisgesin, waar ek moet kerk wees, as die bousteen van kerk, maar dit is ook daar by die werk waar ek werk, daar is my sosiale omstandighede waarin ek sosiaal verkeer met mense, my kerk waar ek uiteindelik ook eredienste gaan bywoon, is daar mense wat ek moet gaan vergewe. Hy sê gemeenskap moet ek gaan soek. Gemeenskap moet ek gaan vind, en ek kan dit alleen vind as ek vrede met myself het en met my God het. En in die uitgaan met die gaan soek na gemeenskap, beteken dit dat ander my ook moet vergewe. Nie een van ons is engele nie. Nie een van ons is reeds in die hemel nie. Ons moet besef dat ons 'n tekort het. Ons het 'n tekort aan vergifnis gee, maar ons het ook 'n tekort aan vergifnis ontvang. As ons werklik Christene wil wees, moet ons ook die voorbeeld volg wat ons by die Here Jesus self ook ontvang. En dit is dat wanneer ons verhouding met God reggemaak het in my selfvergewe en die vergifnis wat Christus my gee, te aanvaar. En die blydskap wat daardeur kom, dan is daar ook die seer, ek moet aangaan, ek moet gaan aanhou lewe, en wanneer ek aanhou lewe, beteken dit ek moet so gaan lewe, dat ek in gemeenskap met ander lewe. En dit beteken ek moet ook daar gaan vergewe. Die oproep is dat u, soos die Here Jesus, moet gaan gemeenskap soek. Gaan soek mense, met wie u kan saam leef, saam werk, saam doen. Doen dit vandag. Kom ons bid saam. Genadige Here, gee ons die krag om uit ons vergifnis wat ons self ontvang en die blydskap wat ons ontvang in hierdie vergewe wees, dat ons ook sal uitgaan en ander sal vergewe. Dat ons so sal vergewe dat ons ook ontvang vergifnis uit die hand van ander. En dat hierdie gemeenskaplike vergifnis uiteindelik 'n pad vorentoe vir ons beteken. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.